Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons so in die middel van die week kan stil word rondom sy woord. Ons eer die Here dat ons die Bybelboek in Afrikaans het, dat ons daaruit kan lees, dat ons dit kan verstaan, dat ons swaar kan steun op die krag van die Heilige Gees om die waarheid van die woord in ons harte te verlig. Wat 'n voorreg om vanmôre 'n bietjie met u te deel hier uit Esegiel die 16de hoofstuk oor die gedagte ek het vir jou gesê, leef. Nou vriende, voor ons by hierdie gedeelte kom, lees ek vir u 'n vers of twee uit die pragtige Halleluja lied 77, daar staan: ewige rots geklief vir my, laat my veilig in u bly, laat die water en die bloed uit Jesajas lewensvloed my tot heil wees en tot krag teen die sonde skuld en mag. Pragtige verwysing na daardie rots wat die water uit laat vloei het, daar in die Ou Testament vir die volk, verwysing na die Here Jesus Christus, die rots wat vir ons geslaan is, sodat ons deur hom lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Vers 2 sê, wat kan ek ooit bring of doen om my sonde te versoen? Sou my hart van ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween kan my red, Heer, u alleen. Dis waaroor vanmôre se oordeenking gaan, vriende, is oor die gedagte dat die Here vir ons in ons sonde sê, leef. U sien, ons is geestelik doodgebore. Ons is geestelik, vriende, vervreemd van God. Ons is nie geestelik in 'n koma nie, ons is dood. Daar is geen aptyd in ons harte vir God nie. Ons neiging is na die sonde. Ons wil is gebonde deur die sonde. Ons wil die vlees, die wêreld en die duiwel navolg. Ons wil, vriende, die wêreld en sy sonde najag. As dit nie vir God se ingrype is nie, as God nie oor ons lewens uitroep leef nie, sal ons in ons sonde sterwe. En kom ek gaan vir u so 'n paar gedeeltes in die woord vanmôre net gee, want dit is maar een van die kosbaarste gedagtes in die Bybel, wat ek op 'n laat ouderdom eers verstaan het, toe die Here genade gegee het, dat ek boodskappe daaroor kon luister, en die Here ook hierdie waarheid tot my siel lewend gemaak het. Daar in Esegiel 16, vers 6 lees ons: en ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed leef. Vers 8, ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van die liefde. En ek het my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here, en jy het myne geword. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou bekleed met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak. Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Vriende, die hele gedagte wat hier deurkom, die pragtige illustrasie van waar die Here geestelike lewe kom bring het. Nou as ons bietjie verder vorentoe bly na Esegiel 37, word die prentjie bietjie anders te geskilder, en hier gaan dit oor hierdie doodsbeendere wat in die laagte gelê het. En die Here vra vir Esegiel, kan hierdie dooie beendere, kan dit weer herleef? En Esegiel het gesê, Here, u weet, en hy het oor hierdie beendere geprofeteer, en hierdie beendere het weer lewendig geword. Verwysing na die volk Israel, ja, ons weet, maar ook, vriende, 'n baie duidelike toepassing in die Nuwe Testament oor ons geestelike dooie toestand. Ons is verdorde bene, ons is uitgedroog, ons is voor God dood, ons het geen aptyd na hom. En daarom, vriende, moet die Here se Gees lewe in ons harte bring. U kan bietjie deur hierdie gedeelte lees. Die Bybel sê vir ons, Esegiel 37:10, en ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Hierdie dooie doodsbeendere wat uitgedroog was, het God lewend kom maak, om vir ons te wys dat hy die een is wat geestelike lewe bring. Nou in die Nuwe Testament, vriende, is daar male sonder tal gedeeltes wat gaan oor hierdie bepaalde saak. Die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 9 en 10, want God het ons nie bestem tot die toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Die woordjie bestem beteken verordineer of uitverkies. Die Here het ons nie uitverkies tot die toorn nie, maar om die saligheid, die verlossing in Jesus Christus te verkry. Die apostel Paulus kom in 2 Timoteus, die 2de hoofstuk in die 10de vers sê hy, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Dis 'n betroubare woord, wat as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. Waarom het die apostel Paulus hierdie klomp sendingreise onderneem? Omdat hy duim vasgehou het dat mense miskien sal luister na hom, dat hy hulle miskien kan oortuig, dat daar miskien 'n paar slimmes onder hulle sal wees wat die evangelie sal verstaan. Hy sê nee,
Hy sê, luister, ons almal is dood in sonde en misdade. Was dit nie vir God wat my op die weg van Damaskus ontmoet het en my van die berg afgegooi het en homself aan my openbaar het nie, was ek ook verlore. Daarom doen ek al hierdie sendingwerk, daarom gaan ek op hierdie gevaarlike sendingreise, terwille van die uitverkorenes van God, want ek weet dat God volgens Jesaja 53 aan Jesus 'n nakroos beloof het. Mense wat gered sal word, en elkeen waarvoor Jesus gesterf het, vriende, sal gered word, want God sal oor daardie lewe spreek, leef. En hy doen dit deur die gepredikte woord, deur die evangelie wat verkondig word. Vriende, ek lees vir u die pragtige woorde daar uit 2 Tessalonisense 2 vanaf die 13de vers. Daar staan, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe julle geroep het, deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer het, of deur die woord, of deur 'n brief van ons. Kan u sien die pragtige gedagte wat hier deurkom? Dat die Here ons van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees. En dan wil ek afsluit met die baie, baie bekende, beminde, pragtige woorde van die boek Efesiërs. Nou vriende, as daar 'n boek in die Bybel is wat vir ons leer hoe God ons kom lewend maak het, dan is dit hierdie boek Efesiërs. Daar staan, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hoor, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Vers 5 belangrik, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Vreet ook hierdie waarheid verstaan en die Heilige Gees my oë oopmaak, dat die dag toe ek gered geword het, was omdat God oor hierdie dooie beendere gesê het, leef. Hy het my in my bloed en my sonde sien spartel, en hy het vir my gesê, leef, want hy het geweet, in myself is daar geen kapasiteit of aptyd om geestelik te leef. Ons het vir die lied gelees, wat kan ek ooit bring of doen om my sonde te versoen? Sou my hart van ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, u alleen. Ek sluit af met die woorde van Efesiërs 2, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes. Ek vra dikwels vir mense, waarom wil jy so baie krediet vir jou redding hê? Waarom wil jy sê jy die Here gekies, in plaas van om te sê hy jou gekies en geestelike lewe vir jou kom gee? Vriende, hier is een van die kosbaarste waarheid in God se woord. Ek was dood in my sonde en misdade, en die Here het my lewend kom maak. Ek lees vir u wat staan in vers 4 van Efesiërs 2, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nie een weergeborene kan vanmôre sê, dit was my inisiatief, my goeie idee, my oorgawe, my trane, my gebede, my belydenis, my berou nie. Nee, God het oor my lewe gekyk. Hy het my in my sonde gesien, in my dooie sondige toestand, hoe ek op pad was na sy ewige oordeel, en in genade het hy uitgeroep, leef. Vriende, dis die kosbaarste woorde wat 'n sondaar kan hoor as God sê, leef. En as die Here ons lewend gemaak het, vriende, sal ons leef tot in alle ewigheid. Daarom sê die woord, die goeie werk wat hy begin het, sal hy voleindig. Watter kosbare, Ou-testamentiese en Nuwe Testamentiese waarheid. En dit gaan oor die eer van God, die verheerliking van sy naam en die uitbreiding van sy koninkryk. Een ding kan ek met sekerheid vir u sê, nie een persoon sal verlore gaan waarvoor Christus aan die kruis gesterwe het nie. Ons prys sy naam, ons loof hom van nou af tot in alle ewigheid, want aan hom kom toe die eer, die lof, die dank en die aanbidding van ons harte. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.